Ek wil vandag vir jou 'n vraag vra. Waar staan God in jou lewe? Toe ons kinders was, by wie het ons raad gekry, wie het ons raad gevra? Wie het ons opgetel wanneer ons seer gekry het? Wie het ons versorg? Wie het vir ons gegee alles wat ons nodig het? Wie het jou beskerm en wie het jou getroos wanneer jy bang was? Wie het jou gehelp om die regte besluite te neem? Al het dit baie keer 'n pak slag gekos. Jou ouers. Jou ouers het jou as kind voorsien. Jy het by hulle alles gekry wat jy nodig gehad het. En jy was afhanklik van jou ouers. Al het jy op 12 gedink, hulle is nie baie cool nie. Net Travis. Al het jy op 12 gedink, hulle is nie baie cool nie. Het hulle jou tog versorg en hulle het jou voorsien, vir jou gegee alles wat jy nodig het. Nou is my vraag, wie is God in jou lewe? Wie is God in my lewe? Waar staan God in ons lewens? Ek het al baie mense gehoor sê, praat van die man daarbo. Is dit God? Net die man daarbo? Of iemand wat jy van geleer het in die Sondagskool? Waar staan God met jou en waar staan jy met God? God is jou geestelike pa. God moet ons geestelike pa wees. Alles wat jou ouers vir jou in die lewe gedoen het, wil God vir jou in die gees doen. Hy wil, dit is sy begeerte. Ons moet hom net toelaat. Hy wil jou optel. Hy wil jou versorg. Hy wil jou beskerm. Hy wil jou help om die regte besluite te maak. Hy wil vir jou voorsien in alles wat jy nodig het. Maar ons moet afhanklik wees van God. Nou wil ek vra, laat ons God toe om hierdie dinge vir ons te doen. Is dit sigbaar in ons lewens? Kom ons lees 1 Kronieke 16 vers 11. Vra na die Here en sy sterkte. Soek sy aangesig altyd deur. Wat beteken dit? Dit sê soek die Here se krag. Soek voortdurend sy aangesig. Ons moet God voortdurend soek. Ons, ek en jy, moet kies om die Here te soek. Ons moet God soek. Ons moet sy aangesig voortdurend soek. Hoe doen ons dit? Deur te bid. Ons moet bid sonder om op te hou. Ons moet God soek in alle seisoene. Wanneer dit goed gaan, of wanneer dit sleg gaan, moet ons God soek. God moet deel van ons lewens wees. Ons moet hom soek in elke situasie. Waar jy ook al deurgaan, wat ook al met jou gebeur, enige situasie, moet ons weet, God is daar, God is by ons. In alle omstandighede, soos ek gesê het, of dit goed gaan of sleg gaan, ons moet God soek en ons moet sy naam aanroep. Ons moet God ywerig soek in alles wat ons doen. Ons moet God met ons hele hart, met ons hele hart, moet ons hom najaag.
Soek God oor jou finansies, oor jou geloof. Soek God in jou familie, in jou huwelik. Laat God jou help om jou maat te verstaan. Ons huwelike val uit mekaar uit, want ons het nie God in ons huwelike nie. Jong man, jong vrou, raadpleeg God oor wie jy moet trou. Ons moet God soek in alle aspekte van die lewe. Ons moet God altyd in ons gedagtes hê. 100% van die dag. 'n Mens is baie besig en hierdie wêreld is baie veel eisend. Maar ons moet besef, as kinders van God, moet ons God in ons gedagtes hê die heel dag. En ons moet toelaat dat die Heilige Gees ons kan leer en lei. Die Heilige Gees leer ons en hy lei ons wanneer ons dit toelaat. Laat dit toe by die werk. Praat met die Heilige Gees oor jou toekoms, oor jou loopbaan, oor jou besigheid. Laat God toe in jou besigheid. Dan sal dit voorspoedig gaan. En weer eens, ek sê dit nou al 10 maal, soek God in alles wat jy doen, want dit is so belangrik. Dit is die bottom line van alles. God moet altyd teenwoordig wees. En ons moet sy woord lees. Ons moet regtig waar 'n punt daarvan maak om God se woord te lees. Want dis waar ons God leer ken. En die Heilige Gees, ons moet die Heilige Gees toelaat. In enige situasie. Ek kan net vir julle 'n voorbeeld noem van ek kry 'n call-out en dit het al vele kere gebeur. Ek kry 'n call-out, dan sukkel die mense al 2-3 ure by die werk. Dan klim ek in my kar en ek ry. As ek daar kom 10 minute, dan loop die lyn. Want God wys vir my die fout. Van hier af tot daar bid ek. En die Here wys vir my die fout. Dan vra die mense, hoe kry jy dit reg? Hoe het jy dit geweet? Die Heilige Gees het my gelei. Die Heilige Gees sê, kyk daar, kyk daar. Sonder dat 'n mens dit besef, kyk jy op die regte plek, op die regte tyd. En jy sien, fout is opgelos. Daarom wil ek vir julle sê, maak 'n punt daarvan, om met die Heilige Gees te praat. Enige tyd, elke dag, elke oomblik van die dag. Praat met die Heilige Gees. Vra hom jou te help. Waar jy met enigiets sukkel, vra hom om jou te help. Kom ons lees 1 Samuel 30. Ek lees vanaf vers 1 tot 8. En toe Dawid met sy manne die 3de dag by Siklag aankom, het die Amalekiete 'n inval gedoen in die Suidland en in Siklag, en hulle het Siklag verslaan en met vuur verbrand. En hulle het die vroue en almal wat daarin was, gevangene weggevoer, van die kleinste af tot die grootste. Hulle het niemand gedood nie, maar hulle weggevoer en verder gegaan. Toe Dawid met sy manne die stad inkom, lê dit met vuur verbrand, en hul vroue, hul seuns en hul dogters was gevangene weggevoer. Daarop het Dawid met die manskappe wat by hom was, hulle stem verhef en geween, totdat daar geen krag meer in hulle was nie. Stel jou voor, jy kom by jou huis, dis afgebrand. Jou vrou en kinders is weg. Hoe gaan jy voel? Jy gaan bitterlik hard huil. En dis wat die woord sê wat Dawid hulle gedoen het. Hulle het gehuil. En Dawid se 2 vroue,
Ahunam, whatever, en uit Israel, en Abigail, die vrou van Nabal, die Karmeliet, was as gevangene weggevoer. Dawid se 2 vroue was weggevoer. En Dawid het dit baie benoud gehad. Dawid was benoud. Hoekom? Want die manskappe het gepraat om hom te stenig. Want die siel van al die manskappe was verbitterd, elkeen oor sy seuns en sy dogters. Maar Dawid het homself versterk in die Here sy God. Wat het Dawid gedoen? Hy het God aangeroep. Dawid het vir Abiatar, die priester, die seun van Abimelech, gesê, bring tog die skouerkleed, dis die mantel, vir my hier. Daarop het Abiatar die skouerkleed na Dawid gebring. En Dawid het die Here geraadpleeg en gesê, sal ek hierdie bende agterna jaag? Sal ek hulle inhaal? En hy sê vir hom, dis God. God sê vir hom, agtervolg hulle, want jy sal sekerlik inhaal en sekerlik uitred. Sorry. As ons na hierdie gedeelte in die woord kyk, kan ons sien dat Dawid 'n groot probleem gehad het. Afgesien van die stad wat afgebrand was, al die vroue en kinders wat weggevoer is, wou sy manskappe wat saam met hom was, wou hom stenig. Dit klink snaaks, maar dit is wat die woord sê. Hulle kinders en vroue was weggevoer en die manskappe wou hom stenig. Maar wat het Dawid gedoen? In vers 8 lees ons, en Dawid het die Here gevra en gesê, so Dawid het God aangeroep en hy het hom gevra, wat moet hy doen? Moet ek hulle agterna jaag? En God het vir hom gesê, doen dit, hardloop agterna, want jy sal hulle beslis aanhaal en alles terugkry wat hulle geneem het. Kom ons terug na Dawid toe. Dawid het 'n idee gehad wat om te doen, maar hy het God gevra, moet hy dit doen? Hy het God se aangesig gesoek om bevestiging te kry. Hy kon dalk gedink het, ek gaan hulle agterna jaag, maar God dalk 'n ander plan gehad om vir hom te sê, gaan oos, jy gaan hulle daar voor lê. Maar God het gesê, jaag agterna. En God het dit beskik, dat hulle die Amalekiete kon oorval en verslaan. En alles teruggekry, wat die Amalekiete gevat het. Nou lees ons 1 Samuel 30 vanaf vers 17 tot 20. En Dawid het hulle verslaan, die Amalekiete, van aandskemering af, tot die aand die volgende dag, sodat niemand van hulle vrygeraak het nie, behalwe 400 jong manne, wat op kamele gespring het, en gevlug het. So het Dawid dan alles gered, wat die Amalekiete saamgeneem het. Hy het ook sy 2 vroue teruggekry. Niks van hulle was vermis nie. Klein of groot, seun of dogter, of iets van die byt, niks van wat hulle saamgeneem het, of alles wat hulle saamgeneem het Dawid teruggebring. Dawid het al die kleinvee en die beeste geneem, en hulle het voor die ander vee gedrywe en gesê, dit is Dawid se byt. So hulle het nog byt gemaak.
Nou is die ander vraag. Wat het die vyand by jou gesteel? Die vyand steel dag en nag. Maar wat het die vyand by jou gesteel? Wat het die vyand by jou familie gesteel? En elkeen van ons het al verlies gehad in die lewe. Het die vyand dalk jou vrede gesteel? Het die vyand jou vreugde gesteel? Miskien het die vyand jou hoop gesteel. Miskien sit jy hier sonder hoop. Ek wil sê, moenie bang wees nie. God is aan jou kant. God is die skepper van vrede. God is vrede. God is die skepper van vreugde. Hy is vreugde. God is ook die skepper van hoop. Hy is hoop. Ons moet kies om aan God oor te gee. Ons moet God soek. Ons moet ons onderwerp aan hom. In alles wat jy doen, onderwerp jou aan God. Alles wat jy doen, onderwerp dit aan God. Moenie toelaat dat omstandighede jou oorweldig nie. Moenie toelaat dat jou situasie jou beïnvloed nie. As mense in 'n situasie is, dan is dit moeilik. As jy in 'n situasie is, dan kan jy nie bid nie. As jy in 'n situasie is, kan jy nie helder dink nie. Maar ons moet nie toelaat dat enige situasie ons beïnvloed nie. 'n Ander les wat ons hieruit kan leer, is dat God gebruik mense. Die mense om ons gebruik God. En ons moet toelaat dat God mense om ons gebruik. Dawid se manskappe wou hom stenig. Hoe kan jy daai mense gebruik? Hulle wil jou stenig. Maar dit het Dawid gedwing om na God te roep, om God aan te roep, sodat God hom kan uitred. Mense rondom jou maak saak. Al is dit net om jou te dwing om te bid. God gebruik die mense om ons te leer en om ons te lei. En om ons raad te gee. Daarom is dit ook belangrik, en dis baie belangrik, dat ons omring met kinders van God. Want jy kan nie toelaat dat kinders uit die wêreld vir ons kan rigting gee nie. Ons kan nie toelaat dat mense uit die wêreld ons help nie, want hulle gaan ons help van die wal af in die sloot. So, omring jou met kinders van God, dan kan jy met liefde en met vrede in jou hart raad aanvaar, dit wat hulle jou gee. Kom ons lees Spreuke 11 vers 14. Daar is goeie oorleg. As daar nie goeie oorleg is nie, wanneer daar nie wysheid is nie, val 'n volk. Maar in veelheid van raadgewers is redding. So wanneer jy nie wysheid het nie, dan val 'n volk. Maar waar daar veelheid van raadgewers is redding. Ek lees dit in die Amplified ook. Where there is no wise, intelligent guidance, the people fall and go off course like a ship without a helm. But in the abundance of wise and godly counselors, there is victory. En dit is so belangrik. Wanneer daar counselors is, mense wat ons op die regte pad help, dan is daar victory. En dit is God se plan met ons, dat ons sal victory ervaar. Kom ons soek God, soos wat Dawid God gesoek het.
Dawid is vir ons 'n baie goeie voorbeeld in die woord om God se naam aan te roep, of God aan te roep in tye van beproewing. Ek lees Psalm 50 vers 15. En roep my aan in die dag van benoudheid, en ek sal jou uithelp, en jy moet my eer. Ja, God help ons baie uit, maar doen ons die eerwerk agterna? Eer ons God daarvoor? Of aanvaar ons dit maar net, dit het gebeur, wanneer God ons uitroep, uitred? Wanneer God ons help, moet ons besef, dit was God, en ons moet God die eer gee daarvoor. Ons kan nie net deur die lewe gaan en dink, ons doen alles op ons eis nie. Nee. God help ons. God help ons uit, maar ons moet God ook die eer gee. Romeine 10 vers 13. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Wow. Dis so min gevra. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Romeine 10:13. Dankie Here, dat as ons U naam aanroep, ons weet, ons sal gered word. En dan lees ek Jeremia 33 vers 3. Roep my aan, en ek sal jou antwoord, en jou bekend maak, groot en ondeurgrondelike dinge, wat jy nie weet nie. Dit is soos wat ek gesê het van die Here wat my help om 'n probleem by die werk op te los. Bid, roep my aan, ek sal jou antwoord, ek sal jou bekend maak, groot en ondeurgrondelike dinge, wat jy nie weet nie. Dit sal net by jou opkom en sê, daar, of die. En ons kan hierdie skrif in baie verskillende plekke toepas. Maar die punt is, roep my aan, roep God aan, want hy hoor jou. En dan het vanoggend net by my opgekom, Psalm 119 vers 9. Ek het hom nou nie eens hier nie. Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na U woord, na God se woord. Dit is God se woord waar ons al die kennis kan kry. Dit is God se woord wat ons help. Daarom, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na U woord. Ons moet net die woord van God lees en dit in ons harte dra, dan sal ons pad reguit wees. Nou sê ek, soek God, maar hoe kom ons by hom uit? Ek het 5 punte hier, daar is seker baie meer, maar 5 punte wat ek hier neergeskryf het is deur gebed. Ons kom by God uit deur gebed. En die woord sê, bid sonder ophou. As ons iets van God vra, moet ons bid. Ons moet bid om vir God te wys wie ons is, dat ons in hom glo. Maar ons moet bid. Die ander punt is, lees en bestudeer die woord. Kry die woord in jou. Die woord is die waarheid. Dis God se woord. En ons kan nou maar die kant toe of daai kant toe. God se woord moet ons lees. Ons moet dit in ons harte kry en ons moet dit ken. Dan kan dit vir ons werk. Ons moet praise en worship.
Want dis hoe ons by God uitkom, deur praise en worship. Ons moet lof aan God bring. Ons moet in sy teenwoordigheid ingaan met praise en worship. Ander punt is, bedien ander. Vertel ander van God. Wanneer 'n ander 'n probleem het, help hulle. Praat met hulle moed in. Wees 'n raadgewer vir die mense om jou. Bedien hulle, sodat hulle weet wie God is. En dan die laaste punt wat ek hier het is, wees ernstig. Wees vasberade. Wees vasberade. En kom in God se teenwoordigheid. Ons moet dit weet, dat ons kan net wen. Ons kan God aan ons kant kry, wanneer ons in sy teenwoordigheid is. En dan my laaste woord wat ek wil sê is, kom ons volg God, soos wat Dawid God gevolg het. Ons moet Dawid se voorbeeld volg. Soek God in elke situasie. In alle aspekte van ons lewe moet ons God acknowledge en ons moet hom erkenning gee dat hy is die groot ek is. Hy is ons Vader. Hy is skepper van die hemel en aarde. In sy hande is alles moontlik. In sy hande is niks onmoontlik nie. Al lyk jou situasie hoe groot, al lyk dit hoe donker, God kan jou uitred. Baie dankie. Amen.